In 2020 definieer ons weer die term EMK van 'n battery, die elektromotoriese krag van 'n battery, en dit is die maksimum energieverskaf deur 'n battery per eenheidslading wat daardeur beweeg. Die lesing op die voltmeter wat in parallel geskakel is oor die battery, verlaag met 1,5 volt wanneer skakelaar S gesluit word. Nou moet ons 'n rede gee vir die verlaging in die voltmeterlesing. Nou binne die battery, sodra die stroom vloei, dan word daar 'n deel van die energie omgeskakel na hitte binne in die battery. En die rede daarvoor is interne weerstand. R, die interne weerstand van die battery. Bereken die lesing op die ammeter wanneer skakelaar S gesluit word. Nou ons weet daai 1,5 volt wat die verlaging is, wat die verlore volts is ook V intern. En V intern is gelyk aan die totale stroom maal met die interne weerstand. So dit is 1,5 gelyk aan die totale stroom moet ons bereken, so dis I, en dan het hulle vir ons R gegee as 0,5. En 1,5 gedeel deur 0,5 gee vir ons 'n totale stroom van 3 ampere. Bereken die totale eksterne weerstand van die stroombaan wanneer skakelaar S gesluit word. So kom ons kyk. Ons het R2 en R3 in parallel. So ons gaan die effektiewe weerstand van die parallelskakeling moet bereken en dan R1 is in serie met die parallelskakeling, so ons gaan R1 moet bytel. So ons begin met 1 op die parallelle weerstand is 1 op R2 plus 1 op R3. So dit is 1 op 25 plus 1 op 15. En as ek dan die resiprook van RP kry en ek werk daar uit, onthou ek moet die resiprook daarvan kry, dan sien ek my parallelle weerstand is 9,375 ohm. En dan beteken dit my R totaal gaan gelyk wees aan die R parallel plus R1 en dit is gelyk aan daai 9,375 plus R1 wat 4 ohm is en dit gee vir ons 'n totale weerstand van 13,38 ohm. En nou moet ons die EMK bereken. Dit is gelyk aan die totale stroom maal met die eksterne weerstand plus die interne weerstand. Nou die totale stroom het ons as 3 ampere bereken. Die eksterne weerstand in die eksterne stroombaan is daai 13,375 en die interne weerstand is 0,5. So ons vervang bloot daardie waardes in 375 plus 0,5 en dan kry ons EMK is 41,625 so 63 volt. Die stelling word gemaak dat die stroom deur resistor R3 is groter as die stroom deur resistor R2. Is die stelling korrek? En die antwoord is ja, dit is korrek. Hoekom sê ons so? Die potensiaalverskil oor 'n parallelle skakeling is konstant. Met ander woorde, die potensiaalverskil oor R2 en die potensiaalverskil oor R3 gaan dieselfde wees. So daai V en daai V gaan dieselfde wees. 'n Laer weerstand beteken meer stroom. So R3 het 'n laer weerstand as R2 en omdat die weerstand laer is, beteken dit die stroom deur die onderste tak gaan hoër wees. Onthou, elektrisiteit in 'n parallelskakeling
is baie so skynatleerders. Hulle kies gewoonlik die pad van minste weerstand. So hierdie stelling is inderdaad korrek. Hierdie 4 ohm resistor word nou verwyder. Hoe gaan dit die EMK van die battery beïnvloed? Nou hierdie is baie belangrike vraag, want dit kan baie kinders uitvang. Hierdie is 'n 1-punt vraag. Die EMK, die elektromotoriese krag van 'n battery, is 'n eienskap van die battery self. Dit is afhanklik van die chemiese samestelling van die battery en nie van die eksterne stroombaan nie. So maak nie saak wat jy verander in die stroombaan nie. Die battery se EMK gaan dieselfde bly. So hierdie is 'n 1-punt vraag, hy bly dieselfde. Maar sê nou hulle het vir jou gesê ons verwyder die 4 ohm resistor, wat gaan die effek wees op V? Wat gaan die effek wees op die lesing op die voltmeter? Dan gaan jy met RIFFE. En jy sal dan sê as ons 'n weerstand wat in serie geskakel is verwyder, dan verlaag dit die totale weerstand. As dit die totale weerstand verlaag, dan verhoog dit die totale stroom. As dit die totale stroom verhoog, dan gaan dit die verlore volts verhoog. En as die verlore volts verhoog word, dan gaan die eksterne volts gaan dan afneem. Maar dit was nie die vraag nie. Die vraag was die EMK. En wat die EMK betref, die EMK bly dieselfde.